Goeiedag en baie welkom by 'n volgende videoles oor funksies. In vandag se video gaan ons kyk in detail na die eksponensiële funksie. Kom ons hersien net gou-gou weer al ons transformasies. Onthou, m in hierdie vergelyking stel ons moederfunksie voor. A bepaal die vorm en oriëntasie, P die horisontale skuif en Q die vertikale skuif. Indien A groter is as 0, het ons te maak met die oorspronklike funksie en vir A kleiner as 0 reflekteer die oorspronklike funksie in die x-as. Vir P groter as 0 skuif die funksie links en P kleiner as 0 skuif die funksie regs. Weereens, onthou, dit is in die teenoorgestelde rigting as wat jy dink aan op jou x-as. Vir die vertikale skuif, Q groter as 0 skuif die funksie op en Q kleiner as 0 skuif die funksie af. Onthou van die teorieopsomming wat vir jou beskikbaar is op Moodle. Vandag kyk ons dan na die laaste en finale funksie, die eksponensiële funksie se detail, voordat ons verdere toepassings van funksies gaan bespreek. Die eksponensiële funksie se vergelyking is y is gelyk aan a gemaal met b tot die mag x plus p plus q. By die eksponensiële funksie bepaal beide die a en die b vir ons die vorm en oriëntasie. Baie belangrik, b het 'n paar beperkings. A natuurlik mag ook nie gelyk wees aan 0 nie, maar b moet groter wees as 0, met ander woorde dit moet 'n positiewe waarde wees, en b mag ook nie gelyk wees aan 1 nie. As ons nou kyk, eerstens na die A, so as ons hier op die linkerkantste gedeelte fokus, as A groter is as 0, dan beteken dit, ongeag hoe die B-waarde lyk, jou funksie word bokant die asymptoot geskets. Vir A kleiner as 0, gaan die funksie onder die asymptoot geskets word. B kan dan een van twee waardes aanneem. Onthou, solank dit net groter is as 0 en nie gelyk is aan 1 nie, beteken B kan groter as 1 wees, of B kan tussen 0 en 1 wees. So onthou byvoorbeeld 'n half kan ook geskryf word as 2 tot die mag min 1. Goed, so as ons het A groter as 0 en B is groter as 0, dan kry ons die stygende vorm. Ons sal nou weer 'n bietjie in detail daarna kyk. Vir B tussen 0 en 1 gaan ons dan die dalende vorm kry. So ek stel voor dat jy basies hierdie boonste helfte baie goed ken. Want as jy dan net onthou vir A negatief, dan is dit elke keer net die gereflekteerde weergawe van jou oorspronklike funksie. So soos wat jy hier baie mooi duidelik kan sien, as ons A kleiner as 0 het, as ons en B is groter as 1, dan is hy presies die gereflekteerde van wanneer A groter as 0 sou wees. Hoe groter die waarde van A, as jy die teken ignoreer, hoe verder weg beweeg die funksie van die asymptoot. So jy kan veral hier by die laaste prentjie sien, hoe duidelik mooi sien, hoe hy bietjie verder weg beweeg het van ons asymptoot. Hoe groter die waarde van B, hoe platter begin dit en hoe steiler eindig dit. Dit is nou wanneer B groter is as 1, wanneer B tussen 0 en 1 is, onthou, dan is dit bietjie die ander vorm, gaan hy steil begin en platter eindig. So met ander woorde, hoe nader hy aan 0 kom, hoe steiler word hy en hoe platter eindig hy. Kom ons kyk grafies na die eksponensiële funksie. Onthou nou dat jou A en jou B bepaal beide vir ons die vorm en die oriëntasie van ons funksie.
Om dit egter 'n bietjie makliker te sien, gaan ek eers met ons Q-waarde begin. Nou onthou, Q skuif ons hele funksie op as hy positief is en af as hy negatief is. En in hierdie geval beïnvloed Q ook my asymptoot wat ons gaan kry. So as ek Q opskuif positief, dan skuif die asymptoot ook op. So in hierdie geval is die vergelyking van my asymptoot y gelyk aan 1. Ek kan net sowel Q afskuif, so in hierdie geval is die vergelyking van my asymptoot y gelyk aan -2. As ons dan nou kyk na die vorm, die A bepaal vir ons die oriëntasie. Met ander woorde, is hy bo of onder die asymptoot. So as A groter is as 0, dan het ons wat ons noem die oorspronklike funksie en is hy bokant die asymptoot geteken. Vir A kleiner as 0, reflekteer dit dan in die asymptoot, oftewel in die x-as. As ons dan nou kyk na bietjie meer van die A, hoe groter ons A-waarde word, hoe steiler gaan hy word. So met ander woorde, hoe meer regop kom hy. As ons A na die negatiewe kant, die gereflekteerde kant toe ook vat, dan kan jy ook sien, as jy die teken ignoreer, hoe groter die A, hoe steiler word hy. Dis belangrik om raak te sien dat A kan nie gelyk wees aan 0 nie, want dan het jy 'n horisontale lyn wat dan maak dat jy nie meer jou funksie het nie. B bepaal dan ook die vorm. So onthou, B kan een van twee dinge wees. B kan groter wees as 1 of B kan tussen 0 en 1 wees. B mag nooit gelyk wees aan 1 nie, want kyk gou wat gebeur as ons 'n 1 kry, dan gaan jy presies 'n reguit lyn kry. Okay, 'n horisontale lyn. B kan ook nie negatief wees nie, so as ons gou vinnig kyk na 'n waarde groter as 1, as hy B groter as 1 is, dan het ons dat hy stygend is, en hoe groter die B-waarde, hoe steiler gaan hy ook word. As B dan nou tussen 0 en 1 is, dan gaan ons kry dat hy die dalende funksie gaan wees, en hoe nader hy 0 kom, hoe steiler begin hy, en hoe platter eindig hy. As ons hom dan nou op hierdie stadium waar B tussen 0 en 1 is, gaan reflekteer, met ander woorde ons maak A negatief, dan kry ons die ander tipe vorm wat ons dan nou ook mee te maak het. As ons gou weer alles net terugkry by ons oorspronklike funksie, dit is nou waar A 1 is en waar B gewoonlik dan 2 is. Ek gaan die asymptoot hou waar ons die funksie bietjie opgeskuif het. Kom ons kyk net vinnig na die invloed van die P. P, saam met die A, wat ek bietjie later sal verduidelik, gaan vir ons ook help om die grafiek steiler te maak en om verder van die asymptoot af te laat begin. Kom ons hersien weer die konsep van stygend of dalend. As ons eerstens kyk na A groter as 0, so onthou dit is waar die funksie bokant die asymptoot geteken word, dan kry ons in die eerste plek, as ons weer daai rooi balletjie op die heel linkerkantste punt sit, is die eerste vorm duidelik stygend vir alle x-waardes, en vir die vorm waar B tussen 0 en 1 is, kry ons dan die dalend vir alle x-waardes. Vir A kleiner as 0, so dit is nou waar ons daai boonste twee grafieke reflekteer in die x-as, met ander woorde hy gaan onder die asymptoot lê, kry ons vir die eerste geval dat die rooi balletjie gaan dalend wees. So dit is ook die gereflekteerde van wat ons gesien het by A groter as 0. En dan op die laaste vorm kry ons dan gevolglik dat hy stygend is vir alle waardes van x. Die eksponensiële funksie se asymptoot word bepaal deur ons q-waarde, en hier is net een asymptoot wat 'n horisontale asymptoot is, met 'n vergelyking y is gelyk aan q.
Die eksponensiële funksie het geen simmetrie-as nie en die definisieversameling gaan altyd wees x-elemente van reële getalle. Vir die waardeversameling kan ons op twee maniere gaan skryf. Eerstens, as a groter as 0 is, met ander woorde, hy is bo kan die asymptoot geteken, gaan jou waardeversameling wees y groter as q, of jy kan dit ook skryf as y elemente van 'n ronde hakkie q tot en met oneindig. In die geval van a kleiner as 0, so dit is waar hy onder die asymptoot geskets word, het ons dan y kleiner as q, oftewel y elemente van min oneindig tot by q. So dit is baie belangrik om op te let, jou q-waarde is uitgesluit in hierdie geval. So die b gaan nie regtig jou waardeversameling beïnvloed nie, jy hoef net na die a te kyk om die waardeversameling te kry. Daar kan ook vir jou gevra word om die vergelyking te bepaal van die eksponensiële funksie. In so 'n geval is dit belangrik om te let op die formaat van die vergelyking wat gevra word. Indien geen vergelyking spesifiek gevra word nie, kan jy die vergelyking gebruik y is gelyk aan a gemaal met b tot die mag x plus q. So let daarop dat ons nie in hierdie geval 'n p het nie. Die rede daarvoor gaan ek met behulp van die volgende voorbeeld verduidelik. Indien ons die vergelyking y is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag x plus 2 plus 1 het, kan ek met behulp van eksponentwette 2 tot die mag x plus 2 gaan herskryf as 2 tot die mag x gemaal met 2 kwadraat. 2 kwadraat is 4, gemaal met 3 gaan vir ons dan 'n 12 gee, 12 gemaal met 2 tot die mag x plus 1. So in hierdie geval kan jy mooi duidelik sien dat dit beide die a en die p het op die ou end eintlik dieselfde invloed op die vorm van ons grafiek. Ons begin altyd deur die asymptoot y is gelyk aan q in ons funksie in te vervang. Daarna vervang jy 'n ander punt of punte in en los die oorblywende onbekendes op. Onthou om die finale vergelyking neer te skryf. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Daar word gevra jy moet die volgende funksie skets. Y is gelyk aan 2 tot die mag x plus 1 minus 4. Nou onthou altyd, by skets van funksies moet jy waar van toepassing die volgende duidelik gaan aandui. 'n x-afsnit, y-afsnit, draaipunt indien nodig en asymptote. Want is spesifiek by hierdie plekke waar jy gaan punte kry op jou skets. Ons begin by die asymptoot, wat ons dan identifiseer as y is gelyk aan minus 4. Daarmee saam sien ons ook dat my a in die vergelyking positief is, wat beteken my funksie moet bokant die asymptoot geskets word. So as jy nou vinnig vir jouself 'n prentjie in jou kop kry van hoe die funksie sal lyk, dan glo ek jy kan sien dat dit gaan nodig wees om die y-afsnit sowel as die x-afsnit te gaan uitwerk. Kom ons begin met die y-afsnit. So vir die y-afsnit stel x gelyk aan 0 en vereenvoudig jou vergelyking en jy kry die waarde y is gelyk aan min 2. Onthou, vir 'n koördinaat sal dit dan wees 0, punt min 2 in ronde hakies geskryf. Vir die x-afsnit stel ons y gelyk aan 0 en nou vereenvoudig ons. En onthou, hier kom nou 'n bietjie algebra in, eksponensiële vergelykings. Indien jy weerskante van 'n is gelyk aan 'n mag het, onthou, 'n mag bestaan uit 'n grondtal en sy eksponent, waarvan die grondtalle dieselfde is, dan kan ons die eksponente vergelyk. En op so 'n manier kan jy vir x gaan oplos. Dit gee nou vir ons al die inligting wat ons nodig het om die skets te kan gaan teken en maak seker om al die betrokke inligting op jou skets aan te dui. In die volgende voorbeeld word jou gevra om die vergelyking van die funksie te bepaal. Nou hier word nie vir jou spesifieke formaat gegee nie, so onthou ons gebruik dan die vorm y is gelyk aan a gemaal met b tot die mag x plus q. Weereens begin ons met die asymptoot, want dit gee vir ons dadelik ons q-waarde wat ons kan invervang.
Dan sal ek in hierdie geval begin met ons y-afsnit, want vir die y-afsnit het ons die koördinaat 0,4, wat ons in die vergelyking kan invervang. Volgens eksponentwette weet ons dat enigiets tot die mag 0 gelyk is aan 1, so as ons vereenvoudig, dan kry ons dat a gelyk is aan -2. Vervang in wat jy reeds het, en vervang dan ook die volgende punt in jou vergelyking. So ons kry -12 is gelyk aan -2 gemaal met b tot die mag 2 plus 6. As ons dan nou verder vereenvoudig, dan kry ons op die ou end dat 9 is gelyk aan b kwadraat, wat beteken 3 kwadraat is gelyk aan b kwadraat, en gevolglik is b gelyk aan 3, want onthou, b moet 'n positiewe getal wees, groter as 0. En onthou om die finale vergelyking neer te skryf, so alles wat jy uitgewerk het, vervang jy dan net op die regte plekke in. Vir die volgende voorbeeld word daar vir ons 'n spesifieke formaat gegee waarin die vergelyking geskryf moet word. So maak seker dat jy dan hierdie formaat gebruik. Weereens begin ons met die asymptoot wat vir ons dadelik die q-waarde gee, in hierdie geval -4. So vervang dit in en vervang dan die ander punt wat jou gegee word in die vergelyking in. Nou is dit weer eenvoudige algebra wat ons gaan doen. Onthou, enige iets tot 'n negatiewe eksponent kan geskryf word as 'n breuk met 'n positiewe eksponent. So deur dit te doen, kry ons dan nou weer die mag gelyk aan 'n mag, en in hierdie geval is die eksponente dieselfde, wat beteken ons kan die grondtalle vergelyk, en sodoende vir b oplos, en ons kry 'n kwart, wat ons dan alles in ons vergelyking kan invervang. Ook 'n belangrike wenk om te onthou, indien jou b 'n breuk is, skryf die breuk in hakkies met die eksponent buite die hakkie. Goed, jy kan dan nou voortgaan om self die huiswerk te gaan doen. Sterkte en lekker werk!